Goeiemôre almal. Dit is maandagooggend, dis die 9de Junie, jaar 2025. Is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag gesels ons oor Messias. Een van die mees ingrypende reeks beloftes in die Bybel is dat die Here 'n Messias gaan stuur wat sy volk sal kom red. Hy sal gesalf wees. 'n Messias beteken gesalfde, deur die Heilige Gees om God se volk te kom bevry. Soos koning Dawid sal hy groot dade verrig, want hy sal God se wil bekend maak en dit doen. Hy sal 'n leier wees en 'n herder ook vir Israel. Nou as ons na die verhaal van Biljam gaan kyk, daar in Numeri 24. Nou, Biljam het eintlik nie regtig vir die Here gewees nie, hy was eintlik teen die Here, maar die Gees van die Here het oor hom gekom. En hier vanaf vers 15 tot 19 spreek hy. Toe het hy sy spreek aangehef en gesê, Biljam die seun van Beor, spreek die man met geopende oog spreek, die hoorder van die woorde van God spreek, en hy wat die wetenskap van die Allerhoogste ken, wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het. Ek sien hom, maar nie nou nie, ek aanskou hom, maar nie naby nie, 'n ster kom tevoorskyn uit Jakob, en 'n scepter kom uit Israel op, en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab, en werp al die oorlustiges omver. Ook sal Edom 'n besitting wees, en Seir sy vyande sal 'n besitting wees, maar Israel neem toe in krag. En laat daar een uit Jakob heers, en die vrygeraaktes uit die stede vernietig. Dan gaan ons daar na Micha 5 verse 1 tot 5. En die opskrif daar is voorsegging van die geboorte van die Messias en sy vredeliewende regering. En jy, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Daarom sal hy hulle prys gee tot die tyd dat 'n barende gebaar het. Dan sal die oorblysel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer, en hy sal optree en hulle laat wy in sterkte van die Here, in die majesteit van die naam van die Here sy God. En hulle sal rustig woon, want nou sal hy groot wees tot aan die einde van die aarde. En hy sal vrede wees, wanneer Aser in ons land kom, en hy ons paleise wil betree, sal ons teenoor hom 7 herders stel, ja 8 vorste uit die mense, en hulle sal die land Aser met die swaard afwy, en die land van Nimrod by sy ingange. So sal hy ons dan van Aser bevry, wanneer hy in ons land kom, om die grondgebied te betree. In die laaste gedeelte, Matteus 2 verse 1 tot 8. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is, want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontstel en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerders van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profete geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die volke van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir sy volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep, en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra, en hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan, doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan bewys. Nou nie almal wat sê dat hulle jou goedgesind is jou goedgesind nie. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, ons Messias, die een wat gaan kom om ons te kom bevry van 'n wêreld wat regtig net baie lelik geword het. Here, ons bid tot U en ons vra, Here, dat U ons genadig sal wees. Here, dat U ons sal help om voluit vir U te kan lewe, vir die tyd wat oor is, totdat U kom, om U bruid te kom haal, sodat ons met boldness die woord kan verkondig. Elke persoon
wat weet dat hy nodig het om te spreek. Here, dat hulle sal spreek en u woord net sal uitbring vir mense, sodat die mense 'n beroering in hulle binneste kan hê, 'n honger sal kry na die woord van God en u sal aanroep en sê, Here, red ook my siel. Halleluja. Here, aan u alleen kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Amen en amen.